Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Ek is Chantal en is lekker om saam met jou weer te wees op hierdie pragtige Sondag. Natuurlik ons saai weer uit op 'n Maandag. Ek neem so aan. Ek glo julle is geseënd, julle is blessed, you are. Ons verwag die Here in ons lewe in dit wat ons doen. Dat jy moet 'n konstante verwagting hê vir die Here. Jy kan nie nou sê ek hoop op iets en as die insduiding gebeur het dan is dit verby nie. Nee. Wanneer ons die Here dien, het ons 'n konstante verwagting vir die Here se koms in ons lewe. Weet julle, ons weet die Here gaan eendag kom, ons weet dit, niemand kan iets anders sê nie, hulle kan dit sê, maar dis nie wat ons gaan glo nie, die Bybel sê, Jesus gaan terugkom om sy bruid te kom haal, en het is so, maar ek wil net vandag vir jou sê, daar moet in jou en my lewe 'n konstante verwagting wees vir die Here op 'n daaglikse basis. Jy kan nie die Here dien en dan gaan net deur die lewe en jy is net lekker deur die lewe nie. Nee my mens. Jy en ek moet elke dag wakker word en sê Here, wanneer jy bid in die oggend, wanneer jy oopmaak, dis die eerste ding wat jy moet doen, jy moet met die Here praat. Of jy nog lê op jou kussing, of jy regop is, of jy in die kombuis is, of jy koffie maak, wat jy praat met God. En daai minute, vra vir die Here, Here gee my 'n verwagting vir hierdie dag, gee my 'n uitkyk vir hierdie dag, laat u woord binne in my hart, in my gees, in my siel, 'n verwagting het, want die Here se genade is nie elke oggend. Job sê, I command my morning, wat beteken, ek release a declaration oor die dag, ek sê, Here, dit is wat ek verwag, Here, ek bid, dat my dag geseën sal wees, dat dit wat ek verwag in uur, en wat ek eens weet ek verwag nie, laat daar 'n verwagting in my gees kom, vir dit wat nog nie gemanifesteer het in my dag of in my lewe nie. Jesus leer sy disippels en vir ons om te bid, en hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Mense, my daaglikse brood is nie net 'n snytjie brood met 'n koppie koffie nie, dis nie die daaglikse brood nie, my dierbare. Die daaglikse brood is die dagse vir 'n provision van God in ons lewe. Dit beteken, God kan jou seën, jou daaglikse brood kan 'n werk wees, jou daaglikse brood kan jou genesing wees in die dag, jou daaglikse brood kan jy wees wat jou man ontmoet, jou daaglikse brood kan wees, Here gee die deurbraak by die huis, jou daaglikse brood is jou man, dit sluit alles in, want Jesus is die brood van die lewe, en alles wat jy en ek nodig het, is binne in hom. So wanneer ek en jy, I don't know who this is for, maar I really feel this, want onthou ons is in die boek van Rut, maar ek voel regtig waar om het vir jou te sê vandag, jy moet 'n verwagting hê met die Here.
Jy moet 'n verwagting hê vir sy koms natuurlik, as kind van God, maar jy moet 'n daaglikse verwagting wees oor die daaglikse brood, oor die daaglikse genade, oor die daaglikse goedheid van God oor ons lewe. Jy moet opstaan in die oggend en moet sê, al het jy nie 'n werkie, my dierbare, trek jou aan, kry jou reg, sê Here. Hulle kan nou maar nou sê, dis die einde van Oktober en niemand kry werk in Oktober nie. God is te doen met 'n Oktober nie. Ons einde van die jaar is nie God se einde van die jaar nie. Onthou net dit, my dierbare. Ons moet werk op God se kalender, nie op ons Januarie, Februarie, Maart 'n kalender nie. Hulle kan die werk toemaak vandag en God kan vir jou 'n werk gee, omdat God is. Ons moet kom by die plek waar ons sê, Here, laat ek beweeg in U tyd in. Dit is Kronos, maar laat ek beweeg in Kairos. Kairos is die tydsberekening van die hemel, is die tydsberekening van God. Dit beteken, dit kan 'n minuut voor 12 wees, maar as God 'n deur oopmaak, sal hulle vir hom hou tot sekondes voor 12, want God het so gesê, moenie beweeg word oor die opinie van mense nie, moenie beweeg word oor ons mentaliteit. Ek is te oud, ek kan nie huis koop nie. Ek is te oud, ek kan nie trou nie. Ek is te oud, ek kan nie kinders kry nie. My dierbare. Kom ons kom by die plek waar ons sê, Here, wat sê U? Laat ek na die Bybel toe gaan. Wat sê U vir my? My klok wys dit, maar wat sê U? Here, ek sien ek kan dit nie doen nie, maar Here, wat sê U? Van my lyk dit onmoontlik, maar Here, wat sê U? Kom ons kom in die plek waar ons sê, Here, wat sê U? Menslik gesproke kan ek mos sien, dit kan nie werk nie. Toe Moses en die Israeliete voor die Rooi See staan, my dierbare, daar is mos nou nie 'n manier, want niemand het op water geloop op daai tyd nie. Daar was nie 'n mens wat op water geloop het voor Moses nie, daar was nie. Jesus het op die water kom loop in die Nuwe Testament. In die Ou Testament, van Genesis af tot in, wel ek het nog nie gelees dat iemand daar op water geloop het nie. So die Israeliete kon nie, en in die eerste plek het die geloof gehad nie. Dis hoekom hulle 'n leier gehad het met die naam van Moses wat God uitverkies het, en he empowered him to be able to perform the miracle signs and wonders deur Moses. Hulle staan by die Rooi See en die Rooi See kyk vir hulle en hulle kyk die Rooi See en al wat hy agter hoor is Farao se perde en is hy die stop wat staan. So hulle is in die middel, they're in a catch-22 situation. Hulle is in die middel, hulle is vasgevang, maar omdat God is, sê vir Moses, wat is in jou hand? Ek het 'n staf in my hand. Sit jou staf op die water. En God gebruik die hand, die staf, om die wonderwerk te doen. Die water kloof oop en hy mense stap op droë voet deur hy water, deur die Rooi See. So my dierbare, dit menslik nooit. Kom ek sê jou sommer nou al nooit. Hulle gaan moet die ingenieurs inkry, hulle gaan moet ek wil amper sê die see mense inkry, hulle moet hulle in elk geval kry, dan moet hulle eers kyk om net die water oop te kry, gaat hulle 6 maande vat, net om te dink om die water oop te kry, sonder om die visse te beskadig binne in die water. So dit gaan 'n 3 tot 6 maande projek wees, net om koppe by mekaar te kry, maar God, in 'n sekonde, in minder as 'n sekonde, toe Moses sy staf op die water sit met dierbare, toe trek hy water terug, toe kom hy water in orde wat God gesê het. So ek en jy moet werk op wat God sê. Ek en jy moet ons gebed stuur in wat God sê. As God vir jou 'n profetiese woord gegee het, dan stuur jy om in daai rigting in. Jy bid nie nou en sê, Here, ek bid dat U vandag vir my geloof gee vir hierdie dinge. Jy sê, Here, U het gesê, my geloof kom in aksie en in lyn met wat U gesê het. U het gesê, ek gaan 'n huis kry. U het gesê, ek gaan my huwelik herstel. U het gesê, ek gaan my kind genees van drugs. U het gesê, ek gaan my kind gesond maak. U het gesê, ek gaan my kanker, die kanker wat nie my kanker nie, die kanker wat die duiwel op my wil gebring het en bring, Here, is U wat dit kan wegneem. Dis wat ons bid, Here, U sê dit. As jy 'n woord van God het, dan kom jy in lyn met hy woord en jy sê, Here, niks kan my nou deviate van wat U gesê het. Die wêreld sê so, die dokter sê so, die prokureur sê so, die advokaat sê so, maar my God, wat sê U? En dit is wat ek net vinnig met die gemeente wil deel. Ons moet by 'n plek kom waar ons sê, Here,
My finansies lyk nie nou reggie. Dit lyk nie, ek kan nie 'n kar koop nie, maar my karretjie is besal. Here, maar wat sê u? Dan gaan jy na die Bybel toe en as God jou 'n woord gee, my dierbare, dan gaan jy op daai woord. Dan sit jy jou vertroue in die woord van God en die Bybel sê hy's nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Hy sê 'n mens se kind dat hy kan repent. En hy sê as ek het gesê dit, sal ek dit doen. I don't know who this is for, but I just really believe that the Lord is laying this on my heart to tell you, jy vertrou God. As kan nou maar November maand wees, maar as die Here vir jou gesê het, hy gaan vir jou hierdie jaar deurkom, my dierbare, die 31ste Desember, hy sal kom en hy kan kom, maar die Here gaan vir jou 'n deurbraak gee. Maar die geheim is, my mens, jy moet in posisie bly, jy moet op jou knieë bly, jy moet in geloof bly, jy moet die Here vertrou. Jy kan nie in die gesprekke sit van negativiteit nie, jy kan nie in die gesprekke sit van skinderdery nie, jy kan nie in die gesprekke sit van mense wat nie in agreement is wat nou hier aangaan nie. You get what I'm saying? So jy moet en ek moet, ons moet gefokus wees. Ons moet gefokus wees. Halleluja. Ek wil praat oor Rut hoofstuk 4 en ek wil basically praat oor Rut trou, daar's 'n negotiation wat plaasvind. Boas is besig om onderhandel oor die land wat Naomi se is, wat Elimelech se was, en die Bybel sê Boas sê vir die closer, die nader familie as wat hy is aan Naomi, wil hy die land koop aan die man, en hy sê ja, ek gaan die land koop, en hy sê as jy die land koop, moet jy ook vir Rut vat, en hy sê nee, ek kan nie vir Rut vat nie, so jy vat die land, en jy trou met Rut, of jy vat vir Rut. En die Bybel sê in hoofstuk 4, dat die dag toe Boas die land koop, en hy trou met Naomi, toe restore hy, I'm going to read it in English, hy sê, the day that you buy the field from Naomi, you must also acquire Ruth, the Moabitess van die inkomer, the widow of the deceased, to restore the name of the deceased. En as ek hierdie hele boek van hoofstuk 4 lees, my mens, ons is tussen hoofstuk 2, hoofstuk 3, hoofstuk 4, gaat ons terug na hoofstuk 2 toe, dan kom ons weer na hoofstuk 1 toe, ons werk vir hierdie hele jaar deur. As jy kyk na hoofstuk 4, dan praat, en jy moet het fijn kyk, jy moet het mooi kyk. As jy kyk na hoofstuk 4, dan gaan jy sien, Naomi en Rut se man het al twee gesterwe. Naomi se man is Elimelech wat die skoonpa is van Rut. So jy verstaan dat hierdie vrouens het al die mans in hulle lewe verloor. Natuurlijk nou nie Rut haar eie pa nie, want haar pa bly in Moab, wat geen geskiedenis van gepraat word hier in die boek van Rut nie, want sy het weggekom van hulle, want sy het nooit weer teruggegaan nie. Maar die geheim, die key is hierso, in hoofstuk 4, is dat God is besig om vir Rut en Naomi te seën. Maar is amazing om te sien, dat die seën wat God oor hulle uitspreek en oor hulle gerelease het en wat God hulle wil inbring, strek nie net tot by hulle nie. Die Bybel sê, when you take Ruth, the Moabitess, then you will also restore the name of the deceased. Mense, die story is beyond deep, is diep. Ek het die tyd, ons het die tyd nou op 22 minute wat ek daaroor kan praat nie, maar I'm just gonna, want in die kerk preek ons daaroor, but ek wil net sekere goedjies, sekere punte by jou drop. Hierdie redemption wat Rut deurmaak en wat evens Naomi deurmaak, Israel, is nie net 'n moment vir hulle nie. Hierdie redemption, hierdie seën wat God oor hulle wil bring, hierdie lewe, hierdie nuwe lewe, hierdie herstelling in hulle lewe, hierdie reddingskrag van Jesus oor Rut, wat eintlik ons is, wat die inkommers is, wat die Gentiles is, want ons is mos nie die Israeliete nie. Ons wat ingekom het deur die bloed van Jesus, Rut, dit strek nie net tot by Rut nie. Die seën van God is besig om haar hele lewe te herstel, evens die reputasie van 'n dooie man, evens die reputasie van 'n dooie skoonpa. So, God is besig om families, ek gaan dit nou kort sê, die Here, hierdie boodskap van Rut, is God besig om families te herstel, al is hulle gesterwe. God is besig om te herstel dit wat ons se ouers verloor het.
deur ons. Ek hoop jy het my nou gehoor. Ek hoop jy het my nou gehoor, my dierbare. God is besig om te herstel in jou en my lewe, dit wat my pa nie gehad het nie, dit wat my ouma nie gehad het nie, dit wat haar ouma nie gehad het nie. So, die blessing wat hier uitkom, is 'n generational release oor ons, en daarom kan jy nie omdraai nie, my mens. Daarom moet jy deur hierdie proses gaan. Dit is bitter moeilik. Party van ons gaan deur bitter moeilike tye. Party van ons gaan deur tye wat jy wil hoop opgee. Party van ons gaan deur tye wat jy sê, nee, my mense, Here, hoor nie van my nie. Party van ons gaan deur moeilike tye wat jy sê, is dit nog die moeite werd om die Here te dien? My mens, kom ek sê vir jou, en ons almal was al daar. As jy daar vandag is, wil ek jou vandag raad gee. Nou moet jy uithou. Nou moet jy aanhou. Toe ek in my lewe daar kom, toe sê ek by die brink waar die draaipunt in my lewe kom, wat God my lewe verander en oplig, en het gebeur nog elke dag. Maar daar's 'n crucial moment, ek wil dit noem 'n Gethsemane moment in jou lewe, wat jy moet deurmaak, en jy kan nie nou bekostig om te draai nie. Jy kan nie nou nie, as jy niks gehoor het wat ek sê nie, oor hierdie jare nie, moet jy nou na hierdie boodskap luister. Jy is in die plek en in 'n draaipunt in jou lewe. Onthou net, die donkerste uur is net voor die dagbreek. Die moment wat jy uitlê en jy voel, o Here, ek kan nou kan ek nie meer. Here, ek kan nie, ek weet eens wat om te bid nie. Dis die plek wat jy stil raak in die teenwoordigheid van die Here. Dis die tyd wanneer jy net sê, Here, ek kyk vir U. My skat, jy hoef nie te bid nie. Jou trane bid. Jou trane is gebed. Jou smeking by God. Wie das party daar wat ek net staan en net sê, Here, dis al. Daar kan niks meer uitkom nie. Want die situasie is van so aard, ek weet eens wat om te sê nie. Maar dis die moment wanneer jy die woord van God vat, en jy staan op God se woord, en jy staan op die belofte wat hy vir jou gegee het. Onthou net, mense, die belofte gaan nie verander nie. Jy's net in die proses. Net omdat jy die Here gefaal het, 'n week terug, 2 weke terug, net omdat jy het miskien 'n week terug gevallig geword. Net omdat jy dit gedoen het, beteken nie die belofte het verander nie. Die belofte sal nooit verander nie. As God jou 'n woord gegee het, my mens, it's gonna come to pass. God gaan dit laat geskied, al maak die duiwel nou wat. So ek en jy moet bly op koers. As jy laasweek begin drink het, as jy laasweek gesê het, man, ek gee nie meer om nie. My mens, staan op. En staan sommer bitter vinnig op. Moenie nog lank draai nie. Staan op en sê, ek is op, Here. Jy kan nie nou terug na die wynbottel toe gaan nie. Jy kan nie nou terug na 'n hoereerbed toe gaan nie. Jy kan nie nou terug gaan na jou ou wee toe nie. Want my mens, jy is op 'n crucial. Jy's op 'n, ek wil dit in my eie woorde sê, jy's op 'n fyn draai. Jy's op 'n fyn draai, jy's op 'n fyn draai. Jy en ek moet nou moet ons kop hou, my mens. Nou moet jy kop hou soos 'n dronkweeluis. Jy kan nie nou hierdie kant toe en daai kant toe en all over the place wees. Bly in jou huis, totdat God hierdie ding vir jou uitgewerk het. Bly in jou huis, bly gefokus. Moenie nou rond in bond in hier en daar wees nie. Sê, Here, roep uit na die Here toe en sê, Here, ek moet nou, because laat ek jou nou vertel, my dierbare mens, hierdie deurbraak wat nou gaan kom na jou en my toe, gaan jou, die wat gesterwe het al in ons lewe, the blessing is gonna restore their names. Die Here is besig om ons bloedlyn te herstel. Die Here is besig, mense, ek hoop julle hoor my, die Here is besig om bloedlyn reputasie te herstel. Hulle het genoem, jou ma was die dronk anti Sunny, dronk anti Katie, dronk anti wat. Jou pa was die dronk oom wat daar op die hoek gelê het. My dierbare, nou is die tyd wanneer jy moet kop hou, because wanneer God hier nou werk, gaan jou pa, hulle gaan nog sê die dronk oom, hulle het gesê dronk Japie se kind, in die next minuut gaan hulle sê, daai is Japie se kind. Daai is die huis wat die Here herstel. Dis die Here, my mens, hoor my. Hierdie ding is ver groter. Hierdie deurbraak wat ek en jy opwag, is ver groter as net jy. Is ver groter as net jou huisgesin.
is ver groter as net jou kinders, is ver groter as net hierdie jaar, hoe ek voel die salwing van die Here. Dit is baie groter, my dierbare, as net 2025. Dit strek uit na die jaar en die jare wat gaan kom. Jou kinders moet benefit van hierdie ding. Dink jy ons het verniet gehuil? Dink jy ons het verniet nagte om gebid, nagte om wakker gelê, nagte om toe die anders braai toes ons by die gebed, toe die anders kuier toes ons in die bidtier, my dierbare, toe die anders hier en daar toe vas ons, dink jy is verniet? Dink jy is verniet? Nog nooit. Die Bybel sê, God skryf alles op. Daar's niks wat God nie van weet nie. God weet van elke sacrifice wat ons gemaak het. Hierdie jaar is God, die Bybel sê, that He's going to bring restoration to the living and the dead. God gaan 'n ding doen, my mens. Jou pa se reputasie gaan herstel word. Jou oupa en jou ouma en jou daai mense se reputasie gaan herstel word. Dis hoekom jou battle so erg is, because jy is die ene wat die bloedlyn, wat die Here gaan gebruik om die bloedlyn in regheid te bring. Dit is vir jou. So you cannot afford to miss the mark now. Jy kan nie nou bekostig om hier oral te wees nie. Jy moet nou kop hou, my mens. Jy moet nou kop hou, because die Here is hier so. En dis hoekom ek gesê het in die begin van die program, jy moet nou in hierdie moment, moet jy sê, Here, ek weet nie eens waarvoor ek wag nie. Ek weet nie eens wat het is wat ek voorwag nie. Ek weet nie eens hoe die deurbraak lyk nie, want jou oog het dit nog nie gesien nie. Jou oor het dit nog nie gehoor nie. Het het nog nie by jou opgekom hoe hierdie deurbraak lyk nie. So jy, my dierbare, kan nie nou confused wees nie. Jy kan nie nou confused wees nie. Nou moet jy sê, Here, ek slaan my oë op na die berge waar my hulp vandaan kom. Here, ek weet nie eens wat ek voorwag nie. Maar Here, U het my 'n woord gegee. U het my 10 jaar terug 'n woord gegee. U het my 5 jaar terug 'n woord gegee. U het my 3 maande terug 'n woord gegee. U het my jaar en 6 maande terug 'n woord gegee. En ek staan op daai woord, Here. Niks. Die Bybel sê in Habakuk, al het jou olyfboom nog nie geoesie. Al het daar nog niks wingerde wat dra nie. As daar nog nie olywe op die boom nie, nogtans sal ek jubel in die Here. My mens, al het die olyfboom nog nie gebot nie. Al is daar niks op die wingerdstokkie. Al het daar nog nie 'n boom gedra nie. Jy en ek moet vanmôre sê, Here, maar Hier's 'n woord in my gees in. Hier's 'n woord in my hart in. Hier's 'n belofte wat ek dra oor my familie. Hier's 'n belofte wat ek dra oor my toekoms. Hier's 'n belofte wat ek dra in my lewe, Here, wat U gebeloof het in my ouer reis, en ek sal nie sterwe tot ek dit geleef het nie. Jy herinner jouself, en die Bybel sê, God says, and remind me in this, sê, Here, vanmôre herinner ek U, vandag, Here, ek trek my sokkies op, ek lig my op, ek trek my skouers terug, ek lig my kop op, want ek het 'n woord van God af, en God se woord gaan nie faal nie. Abraham was dood, en Abraham is dood, en ons lewe nou nog die belofte oor sy lewe. Kom, ek sê vir jou van my mens, Josef was dood in Egipte, maar die Bybel sê, die dag toe Israel Egipte verlaat, toe vat hulle Josef se dooie liggaam uit Egipte, want hy het 'n belofte van God gehad. Mag die Here jou seën. O my dierbare, hou goeie moed, sê die Bybel, hou goeie moed. Moenie nou omdraai nie. Jy staan by die deur van 'n deurbraak wat jou hele lewe gaan verander vir die res van jou lewe. In die naam van die Here, hou moed en hou kop en bly gefokus en onthou wat die Here gesê en bid die woord van die Here. Jy gaan sien hoe die belofte van God vir jou in vervulling kom. Die Here seën jou.